Hallo. So ons is nou by hoofstuk 5. Dis nog steeds die motoriese moment. So hier is die klein opsomming. Dis nie 'n baie lang hoofstuk nie. So ouma Hantie daag nie die volgende oggend vir ontbyt op nie. So onthou die vorige aand het hulle aandete gemaak en Wim het vir ouma Hantie sherry gegee. En nou die volgende oggend is sy nie daar vir ontbyt nie. Wim vind haar op die bed, op haar rug en net haar kop steek tussen die beddegoed uit. Maddie beveel vir Wim om te gaan kyk of sy nog asemhaal. Maar ouma kom gelukkig vinnig uit die bed oorrent en ouma bly die hele dag in 'n moeilike bui. Totdat Wim met middagete 'n plan maak om haar bui te verbeter. So, watter beskuldiging gooi Maddie na Wim se kant toe ouma nie uit die bed uit opstaan nie? So sy sê, dis Wim se skuld dat ouma dronk verdriet het. Hy het vir haar sherry ingeskink. Hoekom sê Wim dat hy nog nooit so geskrik het nie? Want hy was bang dat ouma dood is en dit sou sy skuld gewees het. En ja, ouma het gevra vir die sherry, maar hy moes beter geweet het. En hoe kry Wim dit reg om sy ouma se bui te verander? Wim stel 'n regmaakie vir ouma net voor middagete voor. So, nog 'n glasie sherry vir ouma. Ouma is maar te genee om weer sherry te drink. Ek gaan dit verander na gelukkig. En dit was hoofstuk 5. En dan hoofstuk 6. Wim kry soort van 'n grip. Wim soek na sy LO opdrag. Hy kan nie presies onthou wat die opdrag is nie en hy het nie baie opgelet in die klas nie omdat hy die hele tyd probeer het om 'n meisie se aandag te trek. Natuurlik met geen sukses nie. Hy besef dat hy nie vir Maddie haar boek kan vra nie. Sy is die afgelope tyd erg moeilik. So hy wil nou soek nou sy taak en hy kan nie onthou waar dit is nie, maar hy wil nie vir Maddie gaan vra nie. Terwyl hy op sy rug lê en 'n plan vir sy taak prakseer, so ek gaan hierdie sommer net maak, raak hy aan die slaap. En hy skrik wakker toe hy 'n gil hoor. Hy en sy ma kry vir Maddie op die grasperk. Sy het van die dak afgeval. Sy was op die dak besig om na die sterrehemel te kyk. En sy het baie pyn. Sy word hospitaal toegeneem. Hy besluit om Maddie se boek in haar kamer te kry, om hom te herinner waaroor die taak gaan. Hy kry dit vinnig in Maddie se netjies en goed georganiseerde kamer. So ons het nou gesien, Maddie is netjies en goed georganiseer en Wim kan nie so mooi presies onthou nie en hy weet nie waar dit is nie. Hy neem 'n foto van die opdrag. So die opdrag is omgee, die gom van die samelewing. Maar voordat hy loop, kyk hy na 'n plakboek met koerantuitknipsels op Maddie se bed. Hy besef hy sal Maddie mis as hy op 'n ruimtetuigmars toe moet gaan. En dan gaan hy na die stoepkamer toe waar hy nou slaap en hy lees die opdrag weer.
Hy besef dat hy geen idee het hoe om die taak aan te pak nie. Hy is onmiddellik spyt dat hy nie meer aandag in die klas gegee het nie. En toe wonder hy besef dat 'n meisie met 'n vlegsel hom dalk 'n jaar van sy lewe gaan kos. So as hy nie vir die meisie met die vlegsel sy aandag probeer kry het nie, dan sou hy nou geweet het wat om te doen. So hy bel vir Freek, sy vriend van die skool af. Maar hy word nie meer wys omtrent die taak nie. So Freek kan hom nie regtig help nie. Maddie is die volgende dag by die huis en haar enkel is in gips. En soos wat jy kan dink, sy is nie in 'n goeie bui nie. Wim se ma gee vir hom die opdrag om vir Maddie te help indien sy enige iets nodig het. En hy kan nie glo dat sy ma vir hom nog verantwoordelikheid gee nie. Nou moet hy na sy ouma kyk en hy moet na Maddie kyk. Okay, so die vraag. Waaroor dink jy of dink Wim is Maddie die afgelope tyd so buierig? So Wim dink dit is oor haar onsekerheid of sy die plek op 'n ruimtetuig na Mars toe kan kry. En dan vraag 6.2, hoekom moes Wim se ma beheer neem toe Maddie van die dak afval? En watter bevele gee sy vir die huismense? Okay, so sy pa is in Bloemfontein. So hy's in Bloemfontein by die Appelhof besig met hofsaake. En die bevele wat Wim se ma gee, Wim moet die kombers gaan haal en ouma moet suikerwater vir Maddie aanmaak, terwyl hulle vir die ambulans en die paramedici wag. Wat is Wim se antwoord aan ouma toe sy vir hom vra wat Maddie op die dak gedoen het? So Maddie se volle naam is Madeleine en dis wat haar ouma haar noem. So hy sê vir haar dat sy na die sterre kyk. Met Maddie in die hospitaal besluit Wim om na haar kamer toe gaan om die LO opdrag in die hande te kry. So hierdie is die opdrag. Omgee, die gom van die samelewing. Mense wat omgee vir mekaar, hulle omgewing en hulle samelewing, maak dikwels 'n groot impak op die manier hoe ander hulle lewens uitleef. Maar wat maak dat sommige mense omgee en ander mense nie? As 'n tiener moet jy noodgedwonge lewenskeuses begin maak, wat grootliks gaan bepaal wie en wat jy eendag gaan wees, en watter rol jy in die samelewing gaan speel. Spesifiek, hoe voorsien jy dat jou keuses sal help om 'n positiewe rolmodel in die samelewing te wees? Gaan jy omgee? En hoe gaan jy dit uitleef? Wat beteken omgee vir jou? En waarvoor gaan jy opstaan? Gebruik enige medium om jou gedagtes uit te beeld. Punte word toegeken vir vindingryke denke en oorspronklikheid. Kruisspanwerk word aangemoedig vir ekstra punte. So, hulle hele opdrag gaan oor omgee vir ander mense en dat hulle moet besluit hoe hulle gaan omgee vir ander mense in die samelewing om 'n goeie rolmodel te wees. So hier is die vraag. Wanneer Wim van die omgee
in die LO-taak lees, besef hy dat sy huismense hom nie na waarde skat nie, bespreek. Okay, so hy besef dat die huismense, sy gesin en sy ouma, hom sien as 'n dromer, iemand met 'n neus in sy storieboek. Hy kom tot die gevolgtrekking dat hierdie taak tog gaan help om homself en sy mense te verstaan. So hy wil die taak gebruik om te sien, te kry dat mense hom beter verstaan. En om die mense rondom hom beter te verstaan. So waarom is Wim baie senuweeagtig oor die taak? So die bees is die onderwyser. So die onderwyser, die bees, het dit beklemtoon dat hierdie taak die helfte van die jaarpunt vir LO tel. En as jy LO druip jy die jaar. So eerstens is hy bekommerd oor sy punte. Verder het hy nie baie in die klas geluister nie, so hy weet nie regtig wat hy moet doen nie. Dan het die bees ook gesê dat hulle kreatief moet wees. En hulle moet met voorstelle kom voordat hy sy toestemming vir die taak gee. Hy het ook lank gewag voordat hy aandag aan sy taak begin gee het. So dit is die redes hoekom hy senuweeagtig is oor die taak. En nou moet hy vir die bees gaan vra oor sy taak. Watter voorbeelde van omgee mense het die onderwyser in die klas voorgehou? So David Attenborough is die een, hy is wou die natuur red. Moeder Teresa wat siek mense versorg het en haweloses beskerm het. So haweloses mense sonder 'n huis. En Mahatma Gandhi en Nelson Mandela wat op 'n vroeë ouderdom teen onderdrukking geprotesteer het. So Bees het gesê dat al hierdie mense omgee in gemeen het. So hulle was almal mense wat omgegee het oor ander mense. Waarna kyk Wim voor hy Maddie se kamer verlaat? Wat besef hy alreeds oor omgee op hierdie stadium? Okay, so hy sien 'n plakboek vol koerantuitknipsels. Alles gaan oor Mars. Ek gaan hierdie net vir jou so maak. Koerantuitknipsels. So dit is die Mars Rover en Curiosity. Dit is die robotjies wat op die Mars, die rooi planeet is en wat beelde terugstuur aarde toe. Okay, Wim besef dat hy tog vir Maddie sal mis. So daar besef hy, hy gee eintlik om oor haar. So wanneer sy op 'n ruimtetuig Mars toe sal gaan, al is sy die afgelope tyd so 'n pyn. So al is sy 'n pyn, sy is nog steeds sy suster en hy gee eintlik om vir haar. Wanneer Wim in sy kamer oor die LO-taak dink, kwel hy hom oor die afhandeling daarvan. So kwel is 'n ander woord vir bekommer. So wat is vir hom problematies? Okay, so hy verstaan die omgee gedeelte. Maar hy weet nie hoe om die uitbeeld gedeelte aan te pak nie. So hy verstaan wat omgee is, maar hy weet nie hoe gaan hy dit wys nie. So dit voel vir hom te abstrak en hy is nie seker hoe om sy omgee oor te sit in iets wat in 'n taak kan gedoen word nie. Okay, so hoekom raak hy nie rustig wanneer hy met Freek, sy vriend, oor die taak gesels nie?
dit wat Freek oor die taak kwyt raak, maak glad nie vir hom sin nie. So hy verstaan nie wat Freek bedoel nie. En wanneer Freek vir Wim sê dat die medium enige iets van 'n tekening, 'n opstel of 'n lied op 'n CD kan wees, raak hy bekommerd oor sy vaardighede om die taak suksesvol af te handel. So, hy twyfel in homself dat hy nie die taak kan doen nie. Okay, Wim se ma gee aan Wim nog 'n opdrag nadat Maddie by die huis kom. Wat is die opdrag en hoekom is hy nie gelukkig nie? So Wim se ma sê hy moet 'n oogie op Maddie hou en hy moet haar help wanneer sy die klokkie lui, so sy het nog 'n klokkie ook. Hy voel dit is onregverdig want hy moet reeds na sy ouma kyk. Okay, so dit was hoofstuk 6, hoofstuk 5 en 6. En dan stop ons nou hier en gaan aan in 'n ander video.